Ek dank die Here vir 'n kans en 'n geleentheid wat ons weer eens het om in sy huis te kan wees. Jy weet, ons vat die lewe dag vir dag en ons elkeen het ons eie beplanning. Ons elkeen het ons eie gedagtegang, ons elkeen het ons eie weë wat ons wil uitlê. En terwyl ek kyk na hoe die lewe loop, vra ek myself baie maal die vraag af, wat is die belangrikste in my lewe? Wat maak vir my die meeste saak in my lewe? En die afgelope tyd dink ek baie aan, terwyl ek so gejaag is, my vrou vra my vanoggend, hoe voel jy? Ek sê my arms is moeg. Want November en Desember hardloop ek myself moeg hier by die huis om die karre uit te kry, om te survive, om net kos op die tafel te kry. En so kry mense in elkeen in sy lewe iets wat hom druk om maar net deur die dag te kom, en ons is gejaag na wind. En terwyl ons so 'n paar jaar terug hierdie huis koop, sê ek vir my vrou daai tyd, ons gaan 'n huis koop wat gestrip is. En ons gaan hom moet regmaak, en my vrou sê dit gaan nie so wees nie, sy sal dit nie, sy wil dit nie so hê nie. Ek sê nee, dit gaan nie, sy wil dit nie so hê nie, want sy soek iets wat klaar reg is. En so begin ons toe nou, en ons koop toe nou die huis, en ons hier kom, is hy gestrip. Ek het, daar was daar 'n muur en 'n dak en 'n geyser, maar die res was nie daar nie. En ons begin regmaak. Voordat ons hier bly, begin ons 'n paar goed doen, en my vrou sê toe ons nou dit leefbaar het, ons hier intrek, en hierdie 4 jaar gebeur daar baie min dinge wat nou moet regkom, want daar's nie tyd nie. En dan kom ek met my vrou, dan sê sy, jy moet asseblief vir my help, ons moet dit en dit reg kry, laat die huis net beter lyk, want hier kom nou mense. Dan sê ek, dis reg, ek gaan probeer. Dan begin ek met die ding, en ons kom halfpad klaar, en dan laat ek hom staan net so halfpad. Hy is nie klaar nie. Ek het so ruk terug vir Australië, ek hier voorop gesit, alles lyk baie mooi, maar vreeslik snaaks, hier iewers kort iets en daar iewers kort iets, net om dit klaar te maak. Kom ek gister by my vrou, en ons besig om die eetkamer reg te maak, en sy sê, ons gaan nou dit en dit en dit doen. Ek sê, nee, is reg, ons gaan dit doen. Staan nou leeg, daar's niks binne nie. Wat 'n mens nie sal doen, om hierdie huise wat ons in woon, net leefbaar te kry nie. Sodat die mense daar buite nie 'n opinie kan lig en sê daai, ek sê altyd hulle judge 'n man, ekskuus vir my Engels woord, hulle oordeel 'n man vir hoe sy kar lyk. En hulle oordeel 'n vrou oor hoe haar huis lyk. As jy 'n kar kyk en hy lyk verslors, sê daai man kyk nie na sy kar nie. Dis die mense van vandag. As jy 'n vrou kyk, sy huis kyk, en dit lyk te mekaar, en sê nee, daai vrou het geen rigting in haar lewe nie, sy is te mekaar. Nou wat sal ons as mens nie doen, om net in die oog vir die mens reg te kan lyk nie? Ons sal vir ons mooi mure paint. Ons sal die huis netjies laat lyk, dit moet net aanvaarbaar wees vir die wêreld daar buite. Gisterand gaan slaap ons, en toe ek in die kamer kom en ek so op my bed vat, voel ek my bed is nat. En ek en my vrou moet gaan slaap, en vrou sê, kom ons skuif die bed die kant toe. Ek sê nee, want dan moet hy teen die kas staan, en ek hou nie, ek wil opstaan as ek wil opstaan. Sy sê, kom ons skuif hom daai kant toe, sy sê nee. Ek sê, o, dis hoe die mens is, ons is altyd ons eie opinies. Sy sê, kom ons vat die matras, ons gaan sit om in die sitkamer. Ek sê, ek slaap nie in die sitkamer nie, maar ek slaap in my kamer. En jy weet, sy maak 'n plan, en sit 'n sakkie daar oor die kombers, en 'n kombersboel oor hom, en ons gaan klim in die bed. En ek word net so, net die swart geslaap, hoor ek, hoe die water drup hier op die sakkie. En ek word wakker, en ek skuif hom reg, want die klank irriteer my, klink of ek gaan nat word. En ek los dit daar, en ek hoor die reën buitekant hou op. En ek wil luister, terwyl ek so luister, hoor ek, daar's nie meer 'n gedrup nie. Ons staan vanoggend op, my vrou sê, sy lag, so sê, waar is ons sakkie en ons kombers, toe lê dit op die grond, en die bed is droog. Ons het lekker geslaap, ons het nie nat geword. Hoe groot is my God nie, dat hy in die kleinigheid homself kan openbaar, en sê, ek sien, my kinders gaan nat word, hulle kan ook siek word as hulle nat word, hulle kan dit gaan nie vir hulle aangenaam wees nie, en hy stop die reën vir die hele nag deur, dat my bed net kan droog bly. Ek sê vanoggend vir my vrou toe ek opstaan,
Ek sê, ek dink ons moet al hierdie goed eers los, ons moet die dak regmaak. Want oral is daar 'n bietjie gedruk. En 'n bietjie gedie en 'n bietjie gedaai. Maar weet jy, dis nie waaroor ek wil hier praat vanoggend. Ons sal alles in ons vermoë doen om 'n gemaklike lewe te hê. Ons sal alles in ons vermoë doen om aanvaarbaar te wees. Almal hou daarvan. As iemand vir hom sê, ek like jou. Jy's 'n eyster. Ons hou daarvan. Maar ons almal vergeet. Wat het vir my ewige waarde in? Ek hou van die ou pastore. Mense kan maar my oordeel oor wat ek sê, maar ek gee nie om nie. As jy by die ou pastore se huis ingestap het, was die mure net plain wit. Daar was so 'n verlate ou sitkamerstelletjie, okay, almal in dieselfde een gehad. Ons het al geweet dis pastorie sitkamerstelle. Hulle lyk almal dieselfde. Gaan sit jy op hom en sit hy nie so baie gemaklik nie, want hy sit regop. Dis hoe ek voel. Weet nie hoe voel jy nie. Kom jy in die kombuis en staan aan 'n tafeltjie en hulle gaan nou koffietjie maak. Ietsie om te eet. Maar weet jy wat het ek agtergekom as jy by die pastoor se huis inkom? Dan voel jy die vrede van die Here daar. Dan voel jy, hier is ek gemaklik. Hier kan ek myself wees, ek het nie nodig om 'n image voor te hou, om te maak of ek so wonderlik is nie. Want die ou pastore en die pastoorvrouens het die godheid van hemel en aarde gesoek, tydig en ontydig. Hulle lewe het nie gegaan om aanvaarbaar te wees vir die mense nie, maar hulle lewe het gegaan om te doen dit wat die Here van hulle verwag. Hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak, want mot en roes dit kan verwoes nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar daar bo in die hemel. Dan kom jy in die pastoor se studeerkamer, waar hy gebid het, dan gewaar jy, hier's iets anders. Ek weet nie van nie, maar as jy daar by die studeerkamer aangestop het, het jy agtergekom, jy kan nie nou doekies omdraai nie. Nou is jy jouself. Hulle sê in Engels, you call a spade a spade. Dan roep jy jou sonde uit en dit waaroor jy sukkel. Jy wil dit nie regtig sê nie, maar as jy jou kry, het jy het klaar gesê. Want weet jy, hulle lewe het gegaan nie oor om aanvaarbaar te wees vir die mens nie. Hulle het nie mooi ornamentjies op die muur gepak, of op die kaste gepak. Glase wat van my ouma se tyd afkom en nog, dit moet nou beskerm word, want dit is my ouma se gewees, en as iemand hom per ongeluk afstamp, dan is die gordgaar, soos hulle sê. Dan is daar moeilikheid, want dit was my ouma se gewees. En soek jy die Bybel in. Waar is die Bybel in die huis? Nee, hy lees sommer daar in die kamer onder die stof. Maar my ouma se goed. My oupa se goed. Hier het sentimentele waarde, en verstaan my reg, ek is ook iemand wat bietjie sentimentele waarde het. Tot op 'n punt toe. Maar die woord van die Here word eenkant toe geskuif. En toe Paulus by 'n sekere plek inkom, sê die skrif, toe sien hy die afgodsaltare in hulle huise, in hulle woonplek. En die skrif leer my, hy het opstandig geraak in sy binneste, want hy is besig met afgodery. Ek wil net vanoggend reg help. Ek pik op niemand nie behalwe myself vanoggend. Want ek is mos iemand wat hou van ou goed. Dan koop ek dit dan, sê my vrou, waar gaan jy hom gebruik? Nee, ek wil hom net hê. Want ek het hom gesoek toe ek klein was. Ek is lief vir horlosies. En ek het so hele ruk terug te gaan koop ek vir my 'n Saika horlosie. Weet jy hoekom? Want toe ek 8 of 9 jaar oud was hulle in die mode. En ek het so 'n horlosie gesoek. En waar lê die horlosie vandag? Ek dra hom nie eens, hy lê in my kas.
is dit nie om vir jou afgodsaltaars bymekaar te maak nie. Ek maak bymekaar hierdie goed wat hierdie vlees gelukkig laat maak. Ek maak bymekaar dit wat ek graag wil hê. Maar dit wat my siel na hanker, is ek soek na my skepper, ek soek na die een wat my stig, ek soek na die een wat my lewe gee. Worry ons so min oor. Dit maak nie vir my saak nie. Hy sê hierso, in Handelinge 17 vers 24 wil ek 'n enkele paar verse lees. Hy sê, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien nie, asof hy aan iets behoefte het, omdat hy self aan almal lewe en asem gee. En hy het uit die bloed, hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye in die grense van die woonplekke vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom nie miskien kon aanraak en vind nie, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. Net so rukkie hier stil staan. God het ons nie gemaak, terwyl hy my sy asem gegee het, terwyl hy my lewe in sy hande het my nie gemaak om na hierdie aardse dinge te soek nie. Hy sê, sodat hulle die Here kan soek, of hulle hom nie miskien kon aanraak en vind nie, al is hy nie ver van elkeen af nie. Nou vra ek myself die vraag af, hierdie Bybel sê, die Here is nie ver van elkeen van ons af nie. Maar hoeveel maal hoor ek die mense sê, dit voel of my gebed nie by die Here uitkom. Ek soek, maar ek vind nie. Ek vra, maar daar word nie vir my gegee nie. Is dit nie dalk omdat daar te veel afgodsoffers in my woning is nie? Is dit nie dalk omdat my hart nie onverdeeld op God gerig is nie, terwyl ek hom moet soek, want hy is nie ver van my af nie? Die skrif sê op 'n ander plek, soek en jy sal vind. Vra en vir jou sal gegee word. Hierdie is die Bybel. Ek kan die Bybel vat en ek kan op my kas oopsit en sê die duiwel sal nie heenkom nie. Jy weet die tyd van COVID het almal mos Psalm 91. Dan maak hulle die Bybel oop op Psalm 91 en hulle sit hom in die voorhuis neer. Maar het Psalm 91 vir jou 'n werklikheid geword in jou binneste? Terwyl die skrif sê, ek moet dit op my hartstafels uitskrywe. Soek hom, terwyl hy nie ver van julle af is nie. Dit kos net 'n uitroep om te sê, Here, vergewe my. Ek is 'n sondaar. Ek het dit al 'n paar maal gesê, maar ek wil vanoggend weer vir u vra, hoe lank nog wil jy self probeer jou probleme oplos en jy kom agter jy kry dit nie reg nie? Hoe lank nog
terwyl die skrif sê, in my woorde gesê, al werk ek tot laat in die aand, as die Here die stad nie bou nie, sal dit nie gebou word nie. Ons kan ons laat vir ure en ure en ure besig hou met die dinge van hierdie wêreld. Maar laat dit kom by die dinge van die Here. Broer, jy moet bietjie vinniger preek, want my tyd loop uit. As die pastoor net te lank preek, dan begin hulle al die tassies pak. Die moeders met kinders, dan sien jy hoe pak hulle die speelgoed in. Dis nou eintlik om vir die pastoor te sê, roer bietjie, ek wil huis toe gaan. Vanmiddag as ons by die huis kom, sê, joh, hierdie dien was daarom maar vreeslik lank. Ek het nou soveel tyd gemors, ek kon nou baie dinge doen as ek nie kerk toe gegaan het nie. Ons het mos verskonings. Wanneer by die dinge van die Here kom, want wanneer gaan ek tyd kry? Gaan nie teleurstel. Die God wat ek aanbid, is 'n werklikheid. En die Here het 'n tyd terug deur die woord van profesie gesê, ek sal vir julle die verskoning beskik. Dat jy verskoning het, om nie in die huis van die Here te kom nie. Ons soek ons allerhande verskonings. Jy weet, 'n selfoon is 'n wonderlike ding. Hy maak dat ek kontak kry met almal reg oor die wêreld. Net wie ek wil. My vriend was nou so rukkie terug in Amerika. As ek weer kan kry ek 'n WhatsApp van Amerika af. Bybelse tyd was dit onmoontlik. Jy weet, dan gaan ek op my foon, dan stel ek die tyd en ek kan tot weet wat hulle weer daai kan. Wonderlike ding. Maar hoeveel ure spandeer ek op my selfoon? Jy weet, my foon doen dit elke week. Dan stuur hy vir my, dit is nogal snaaks op 'n Sondagoggend. Reg hierdie week is hy tjoepstil. Maar Sondagoggend sal hy vir my sê, jy het soveel ure hierdie week op jou selfoon spandeer. Vra ek myself die vraag af, nou hoeveel ure het ek op die Here spandeer? Ons sal van die oggend tot die aand. As jy mense kry, as die selfoon in die hand, kry mense wat in gesprekke sit, dan kan hulle nie die selfoon uitlos nie. Hulle bring dit tot in die kerk in. En as jy sien, hardloop hy uit, hy moet die foon antwoord, want hy's 'n besigheidsman. Dan gaan sit hy buite, terwyl die Woensdag woord van die Here uitgaan in die gemeente. Dan vra ek, waar lê jou prioriteite? Soek hom terwyl hy nie ver van jou af is nie. Ekskuus, ek moet net sien waar was ek gewees. Vers 28 sê, want in hom lewe ons, beweeg ons, en is ons, so sommige van die digters ook geskryf het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat ons goedheid aan goud, of silwer, of steen, of beeldwerk, of menslike kuns, of uitvindings gelyke is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer. Omdat hy die dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sou oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hieraan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode uit op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê, ons sal u weer hier ontmoet hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword
oor wie ook Damaskus en Apotigiet, wat in 'n vrou, en 'n vrou, wat met die naam van Damaris en ander saam met hulle. Dis my vreeslik snaaks. Kyk, as vandag mense vir my sê, ek was dood, en ek het by die hemel gekom en die Here het vir my gesê, ja, dis mos nou wat nou deesdae baie keer opgaan. Hierdie sonde veroorsaak dat jy nie hemel toe gaan nie. Gaan terug. Gaan lewe oor en kry nou 'n nuwe begin en verkondig die mense hierdie sonde gaan hulle hemel uit hou. Ek glo baie swaar in dit. Ek weet God kan uit die dode opwek, maar die skrif sê, dis vir die mens bestem om eenmaal te lewe en eenmaal te sterwe. Nou wil hulle die opstanding van Christus Jesus kom gebruik, terwyl hy die eerste in alles moet wees. Ek lees nou die dag op die nuus, op die selfoon alweer, en ek sê vir my vrou, hoor hierso, iewers in 'n plek, was daar 'n vrou wat dood was, volgens die mense. En sy was reg om veras te word, sy was klaar in die plek om veras te word. Hulle kan ook maar bly wees, hulle het seker 'n bietjie agtertyd gehardloop. En toe die een persoon so kyk, toe maak sy oë. En toe lewe sy, toe was sy nooit dood nie. En as ek nie reg mis het nie, was dit boeddhiste. Die skrif sê die mens bepaal om eenmaal te sterwe. Dan vra ek myself die vraag af. Hier kom die mense van die ou tyd toe hulle hoor dat Jesus het gesterwe en hy het opgestaan en hy lewe. Toe begin hulle met die mense te spot wat dit sê. Want die mense kan nie aanvaar dat Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, weer lewe nie. Hy is nie in die graf nie. Hy het opgestaan en hy lewe. En omdat hy lewe, gee dit vir my 'n hoopvolle toekoms om te weet ek het die lewe van God in my. Toe Jesus op aarde was, en voor hy op aarde was, in Deuteronomium lees ons, Deuteronomium 8, vers 3, Ou Testament. Luister nou gou wat ek vanoggend vir u sê. Hier praat hy van die mense wat uitgelei is na die beloofde land. Hulle het ook seker alles in hulle vermoë gedoen om net te survive. Nee? Terwyl ek en my vrou praat en jy weet nou, ons praat ook maar as ons wil eendag weer op vakansie gaan. Dan sê ek jy moet padkos hê. Dan moet genoeg brandstof wees. Ons moet die tol lekker vandag onthou. En dan moet dan nou nog betaal word vir daar vir 'n week lank. My vrou sê maar nie 'n week gaan, sy wil 10 dae gaan. Ek sê dan is dit nog 3 dae ekstra. Ons het baie beplanning om te doen. Hierdie mense was op reis. En Jesus was nog nie daar nie, maar die Seun van God, hy was daar, maar hy was ook op die aarde gekom, in die Ou Testament. En hulle aanvaar nie hierdie omstandighede wat hulle insit nie. Hy sê so in vers 3 sê, en hy het julle verootmoedig en julle laat honger ly. Die hy is met 'n hoofletter. Dis die Godheid. En hy het julle verootmoedig en julle laat honger ly. En julle manne laat eet wat julle vaders nie geken het nie, om aan julle bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Klink soos 'n Nuwe Testament versie.
God het hulle laat honger ly. Sodat die mens kan besef, hy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van die Here. Weet jy wat sê die mense vandag? As dit net bietjie swaar gaan en nie gaan na my guns nie. Ag, hierdie vloeke wat op my afgespreek word. Ek praat nie van mense wat hulle eie vervloeking veroorsaak nie. Is dit nie dalk die Here wat vir jou sê, maak bietjie jou oë oop, kyk jy moet tyd met Jesus Christus spandeer, soek hom want hy's nie ver van jou af nie, want hy is die brood van die lewe, wat uit die hemel uit neergedaal het, soos die Ou Testament die manna gekry het van God af. Toe ons vanoggend die liedjie sing, wat was jou liedjie? Hy is en bly dieselfde Jesus. Hy is en bly dieselfde Jesus. Hy het nooit verander nie. In die begin, toe die Godheid gesê het, laat ons mense maak na ons beeld, van wie het hy gepraat? Pa, Seun, die Heilige Gees was daar. In die begin van die aarde is alles geskep ter wille van Jesus Christus. Ek lees in die woord van die Here. Van Apollos. Dat hy tydse mense die Ou Testament gehad. Hy sê so, want hy het die Jode kragtig in die openbaar weergelê, deur die skrifte te bewys dat Jesus die Christus is. In die Ou Testament het Apollos die Jode bewys dat Jesus die Christus is. Ou Testament praat van Jesus Christus. Nuwe Testament word hy 'n werklikheid. Hoe verder gaan? Johannes 6 vers 32. Kies ek net. Hier sê. Ek het opgemerk, ek kan net jou daar sê. Johannes 6 vers 32, Jesus sê vir hulle voorwaar ek sê vir julle. Dit is nie Moses wat die brood uit die hemel uit aan julle gegee het nie. Maar my Vader gee aan julle die ware brood uit die hemel uit. Want die brood van God is hy wat uit die hemel uit neergedaal het en aan die wêreld gegee is. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Vandag, soveel jaar later, sê ons glo in Jesus Christus. Ons glo dat hy vir ons aan die kruis van Golgotha gesterf het. Ek glo dat hy lewe, want ek sê hy lewe binne in my. Maar ons soek hom nie. Ek sê baie maal vir mense as dinge swaar gaan, doen bietjie eie ondersoek. Wanneer dinge lyk of dit nie 'n rigting gaan wat jy wil gaan nie, gaan soek die Here. Terwyl hy nog te vind is. Maar weet jy wat doen ons as mens? As my geld opraak, hardloop ek bank toe ek gaan maak 'n lening. Want ek het dit nodig in my lewe. Ek het een ding aangeleer in my lewe. Nie uit grootmanskap uit nie. Ek leen nie geld by mense nie. Want die skrif sê, dit wat jy nie verborgenhede met die Vader spreek, sal hy nie openbaar vergelde. Ek het jare terug, ek het dit al vir u gesê, het ons baie maal plan gemaak, om by die kerk te kom. Ek het my rekenaarskerms gaan pand.
En weet jy wat, dan moet ek dit terug gaan koop met rente. Ek het 'n ma en 'n pa, ek is geen van die gelukkige mense. Ek kan hom gaan vra. Pa, leen my R200. Hy sal vir my gee, ek weet. As hy. Maar weet jy wat, soos ek 'n ouer ken, sal hy homself tekort doen om 'n kind te help. Toe besluit ek gaan hulle nie vra nie. Want daar is 'n God in die hemel wat weet wat ek nodig het. Hy is die brood van die lewe. Daar's 'n liedjie wat sê, Jesus is all I need. Ek vra vanoggend vir jou, is Jesus al wat jy nodig het? Of lewe jy so ver van hom af weg? Maar wanneer omstandighede se op pad langs kom en vlug jy gou gaan al die goeie spaar bly die kar uit. Wil afsluit met hierdie stuk wat baie bekend is by baie mense. Johannes 6 vers 9 tot 13. Sê hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Jesus sê laat hulle gaan sit. En daar was baie gras op die plek. En die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem. En nadat hy gedank het, deel hy dit uit en gee dit aan sy disippels. En sy disippels het dit aan die wat daar sit. Ook die visse soveel as wat hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat daar niks verlore gaan nie. En hulle het toe bymekaar gemaak 12 mandjies gevul met brode en 5 vis en 5 visbrode wat oorgeskiet het en by die wat geëet het. Wat sê hierdie skrif eintlik vir ons? Ons wil graag so baie goed in hierdie lewe hê. Maar die bron van die lewe wil ons nie hê nie. As ek net deel het van Jesus Christus en ek lewe my lewe in die vrees van God, sê die skrif, net wanneer ek julle hoor, dan antwoord ek julle. Ek ken die skrif. Ons ken hom. Praat in die week met oom, hy sê ja, hy is baie skrifgeleerde mense. Maar hulle die krag daarvan verloon. Ons ondersoek die skrifte. Want ons dink ons gaan daardeur gered word. Maar dit is net Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees wat my tot redding kan kry. Hierdie Bybel beteken vir my niks nie, as ek dit nie 'n werklikheid in my lewe maak nie. Ek kan die skrif quoteer, maar as my lewenswandel nie daarvan getuig nie, is dit kragteloos. Van die hele Bybel, van Genesis tot in Openbaring, getuig van Jesus Christus, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, om vir ons 'n ewige lewe te kan gee. Vandag sit ons in die genotpotte van hierdie wêreld. En jy weet, daar's nie een man op hierdie aarde wat vir my gaan sê, daar's niks wat ek soek in die lewe. Die rykste man soek na meer rykdom. Die armste man soek na 'n broodjie om te kan eet.
En dan kry jy die klomp wat net soek na genot van die lewe. Maar ek wil vanoggend vir u sê, gaan aanhou soek, en aanhou soek, tot jy by 'n werklikheid uitgekom het, wat Jesus Christus deel is van my lewe, want hy is die brood van die lewe. Kom na my toe, almal wat honger en dors het. Daar's 'n liedjie wat sê, dit is Jesus, halleluja. Dis die krag van God in Jesus. Wat was jou liedjie wat jy gesê het? Nou kan jy nou dan, mama, wat was jou liedjie gewees? Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Die seun van God is 'n werklikheid. Is hy regtig 'n werklikheid vir my? Besef ek, as ek vanoggend gaan opstaan, is Jesus al wat ek nodig het. Hy sê, ek weet wat julle nodig het. Die skrif sê, julle brood en julle water sal gewis wees. Maar die tyd wat ons in lewe, het my lewe so gejaag na wind. Ek sal alles in my vermoë doen om te survive. En dan kom ek net vanaand agter, dit het nie gewerk nie. Die boemelaar sê, as ek net 'n R10 kan kry. Die ryk man sê, nog 1 miljoen sal my beter laat voel. Geld het ons God geword. Ek sal doen wat ek kan om geld te kry. Maar wat sal ek doen om die ewige lewe te kry? Ek het nog nie 1 persoon gekry wat in werklikheid sê, ek het Jesus nodig nie. En 'n verandering in sy lewe maak. En sê, he is all I need. Maar ek wil vir u sê, as jy werklikheid die Here soek terwyl hy naby aan elkeen van ons is, kan hy alleen die brode vir jou vermeerder. Nou verstaan ek, hoekom het die ou godsmanne se karre se petrol nie sommer opgeraak nie. Nou verstaan ek, hoekom het die tyres op hulle karre nie uitgewerk nie. Want hy is Jesus, dis die krag van God in Jesus, wat 'n verandering in my lewe gemaak het. Dis hy wat my voorsiener is, dis nie my werkgewer nie. Nou verstaan ek ook, hoekom die ou pastore, as die kar so kyk en lyk hy alright, laat hy hom net verkoop, dan staan hy, kry hulle hom nie meer reg nie. Want die Here het daai kar mekaar gehou, om vir sy kinders te kan sorg. Hoeveel keer het ek getuienisse gehoor, waar die mense die Here aanroep vir 'n bordjie kos. Luister mooi. Die ou daar, het hulle God geprys vir wat hulle wil hê. Vandag gaan koop ons wat ons wil hê, dan dink ons nog ons is beter as ander mense. Hardloop hulle om die tafel, ek onthou toe ek 'n klein seentjie was. Dan prys ons die Here vir dit wat ons nodig het in die huis. Nie uitgeloop en gaan vra vir 'n bordjie kos nie. Wat jy in die verborgenhede met God uitlaat, sal dit openbaar vir geld word. Ons het God vertrou. Vandag se pastoor, as die kar moeilikheid gee, gaan try toe kom aan vra aan die ene, want ek het nie die Here deel van my lewe nie. Ek moet die beste hê. Ou pastoor het met die bietjie wat hulle gehad het, gesurvive. Want hulle lewe het nie gegaan om te shine nie.
Ekskuus my Engels. My lewe het nie gegaan dat ander mense na my moet opkyk nie, maar my lewe, hulle lewe het gegaan, nie my lewe, ekskuus, oor Jesus Christus. Die liedjie sê, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. Vra jouself vanoggend die vraag af, wat is die belangrikste in my lewe? Ons lees die skrif, ons ken die skrif, maar het Jesus vir my opgestaan, 'n werklikheid geword? Ons sing die liedjie, die graf is leeg en die doeke lê. Julle soek na Jesus. Hy is nie hier nie, my verlosser lewe. Hy het opgestaan. Glo ek dit regtig? Nou waarvoor loop die kinders van die Here dan met sulke lang gesigte rond? Waarvoor is ons mismoedig? Waarvoor voel ons, ag die wêreld lê op my skouers? En ek het nog niks vir die Here gedoen nie. Weet jy, as ek die swaar las van die Here dra, dan bring ek mense na Jesus Christus toe, en ek vertel hulle van die koninkryk van God, en wat hy vir hulle kan doen. Vra jouself vanoggend die vraag af, hoe lank nog sien jy kans, om te probeer planne maak, wat nie uitwerk nie. Ek hou van die skrif wat sê, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Ons sing vanoggend 'n liedjie rondom Jerusalem berge. So beskerm die Here sy volk. Ons sing al hierdie wonderlike liede wat gaan oor Jesus Christus, wat ons kan beskerm, wat ons krag gee. Hy bestraf die wind en storms. Hy het op die see geloop. Hy noem my naam toe ek so diep in sonde was. Ons ken al hierdie liede. Maar wanneer word dit vir my 'n werklikheid om te besef, dit is net Jesus wat my omstandighede kan verander? Nie my harde werk nie, nie my mooi praatjies nie. Ons lewe 'n lewe vandag wat vir die wêreld aanvaarbaar is. Maar wanneer God na my kyk, dan sien ek is 'n skandvlek vir sy naam. Sit vandag jou hand in jou eie boesem in. Vergeet die een langs jou. Vergeet vandag jou slim praatjies en jou eie wysheid. En vra in opregtheid, Here, hoe staan ek vanoggend voor U? Ek loop rond en ek sê ek is 'n kind van die Here. Maar my werke getuig nie daarvan. Tot sover uit sy woord uit. Ons het 'n kans en 'n geleentheid om nog uit te roep. Soek hom terwyl hy nie ver van elkeen van jou is nie. Tot sover uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan. Dan gaan ek my vrou vra vir ons hierdie dienste vandag. Vader, dankie Here vir die geleentheid vanoggend wat ons hier saam was. Here, ek wil vra dat U, Here, met ons sal werk soos U wil. Here, en ek vra dat U die woord sal seën, Here, en dat elke oor wat dit hoor, Here, dit sal toegang gee, Here, om verandering in hulle lewens. Here, ons Here, ek vra, Here, hou vir pastoor onder die bloed, Here, en ek bid dat U ons elkeen ook sal bewaar in die Here, verdaag ons tot ons weer by mekaar kom, vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.